Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name, Jesus.
worship your holy name. We worship your holy name. Wow, dis alweer donderdag aand. Dit voel vir my of die weke so aan mekaar gekoppel is en die dae net hardloop teen 'n ongelooflike spoed. En as ons eerlik moet wees, doen ons eintlik min. Ek vertrou daar in jou huis is vrede. Ek vertrou daar in jou hart is vrede. Dit is vir my voorreg om vanaand saam met jou te kuier in jou huis. Ek en Pat wil ons vereenselwig met wat aangaan, want ons gaan deur dieselfde goed. En ons wil sommer in jou huis die hart van Jesus kom aflaai vir 'n tyd soos hierdie. En ek wil vanaand met jou deel vanuit die titel self maak ruimte. Die eie ek maak ruimte. En ek wil uit my hart uit kom deel oor die realiteit van ons era, die tyd waarin ons lewe, die gesindheid waarmee mense rondskarrel, iewers langs hierdie pad kom die eie ek en die self en bou vir homself 'n troon en ons skep 'n abnormale lewensruimte vir onsself en vir almal om ons. En ek wil uit my hart uit kom deel met jou oor ietsie, 'n sleuteltjie wat die Here vir ons gegee het, wat ek glo vir jou belangrik gaan wees. Ek wil saam met u lees uit Jakobus 3 vers 16. Ek gaan in die Engels lees en dan gaan ek in die Afrikaans lees. An environment of envy and rivalry is conducive to confusion and disorder of all kinds of worthless pursuits. An environment of envy and rivalry. Daai stryd. It leads to disorder and all kinds of worthless pursuits. Afrikaans. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo, daar's 'n alternatief, die wysheid van bo is rein, vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. As jy byvoorbeeld in Galasiërs 5 gaan kyk na die vrugte van die vlees versus die vrugte van die gees, dan kom jy agter alles het te maak met verhouding. En wanneer die Heilige Gees in my kom, gaan dit oor verhoudinge. So, ek wil jou vra, net sommer 'n paar woorde en jou uitdaag. Wat is normaal? Wat is normaal? Ek dink in 2020 is ons die slagoffers van 'n lewenswyse wat opgebou het oor die eeue. En ek vra jou vanaand, slaap jy saam met 'n spinnekop in jou bed? Slaap daar 'n kobra onder jou bed? As jy badkamer toe gaan, is daar dalk 'n krokodil in jou bad. Dit klink absurd. Dis totaal abnormaal om hierdie goede te beleef in my huis. En tog, as ons gaan lees oor reinheid en onselfsugtigheid en diensbaarheid en die goede, dan kom ons agter, joh, daar bly snaakse goede in my huis. Wat is normaal? Wat is jou normaal? Wat het my normaal geword? Wat is ons aangeleerde gedrag? Spreuke 13:10 sê, Paulus, skryf Salomo, skiesman, hy sê, vermetelheid gee net 'n getwis af. Arrogansie, vermetelheid, gee 'n twis af. Maar die wat hulle laat aanraai, laat bevrug met ander gedagtes, en daarin is wysheid. Pride closes your ears to advice and gives birth to quarrels and strife. Spreuke 17:14. Die begin van onenigheid is soos water wat jy laat deurbreek. Is dit die damwal wat kraak en water begin deurvloei? Die begin van onenigheid is soos water wat jy laat deurbreek. Daarom laat die twis vaar voordat dit losbreek.
So, wyse woorde van Salomo. Definitief gesonde advies vir my en vir jou waar ons onsself nou bevind. Kan ek met jou praat oor my keuse? Jou en my keuse. Ek het iets geleer vandat ek Jesus begin volg het, om te funksioneer in die teenoorgestelde gees. Jesus sê vir hulle en dit is 'n groot rabbiniese gesprek oor twis en tweedrag, maar hy sê, as iemand jou teen die wang slaan, dis 'n bewys van minagting, as iemand jou teen die wang slaan, draai vir hom jou ander wang. Teenoorgestelde gees. As iemand van jou steel, bid vir hom, vergewe hom, teenoorgestelde gees. Luister mooi, nie my opvoeding maak my paraat vir hierdie koninkrykslewe, vir hierdie lewe waar self uit die pad uitkom nie. Wat is jou verskoning? My opvoeding. Ek het rooi hare, so ek is maar net 'n omgekrapte tipe mens. Ek het 'n D-persoonlikheid, of in ander gevalle 'n A-persoonlikheid. My oupa Grootjie was 'n Duitser gewees. Sien, hierdie goed gebruik ons partykeer vir ons gedrag. Slaap daar 'n spinnekop onder jou kopkussing. Is daar 'n krokodil in jou bad? Spreuke 17:14. Die begin van onenigheid is soos water wat deurbreek. Jy moet vir jouself vra, het ek iemand om my hart te ondersoek? Is daar iemand wat my pols neem? Wat my temperatuur neem? Is daar iemand wat weet of ek koors het, wat ons noem selfsug? Ek dink jou van die eerste groot eksamens wat ek en Pat moes skryf, is die dag toe ons getroud is. Ons het nie saam gebly voor die tyd nie. En skielik moet ek my klerekas, nou ek is nie ou met baie klere nie, maar my klerekas is my klerekas. Ek moes my toilet, ek moes my aantrekplek, skielik moes ek dit deel met iemand wat heel vreemd was. Ek en Pat het mekaar skaars 6 maande geken toe ons getroud is. En hier is 'n nuwe persoon in jou ruimte. Ek wil vir jou sê, die gedagte wat ek gehad het voordat ek die dag trou was, ek is sekerlik in Pretoria, die heiligste ou, op straat. Ek is die onselfsugtigste ou, ek is die ou met die grootste Jesusgesindheid. En toe kom hier 'n vrou in my lewe. Sjoe, skielik skryf ek 'n klompie eksamens en hierdie ding het groter en groter geword totdat ons dit met mekaar kon bespreek. En toe ek en Pat nou die heel heiligste paartjie in Pretoria is, toe arriveer Tanya. En Tanjaatjie het vir 5,5 maande onophoudelik geskree. Sy het 'n maksimum van 2 ure 'n dag geslaap. En skielik ontdek ek 'n self binne in my wat ek lankal aan die kruis vasgenaal het. En Pat moet stoei met hierdie dogtertjie en ek is in die bediening en ons gemeente was besig om te ontplof en ek moes daar wees en dan kom ek by die huis na 'n baie moe vrou. Ek wil jou vra vanaand, het jy daai eksamentjies geskryf? Of skryf jy dit dalk nog? Ons het 'n groter eksamen geskryf. Op die 17de November 77 roep die Here my in die bediening in. En natuurlik saam met my vir Pat. En 'n paar dinge gebeur vinnig in die volgende paar maande en op 18 Februarie, ek kan nie onthou nie, 1978, moet ek inklok by die Baptist Theological College of South Africa in Johannesburg. Ek het nie geld nie, ek het nie inkomste nie. Dit is 'n hele aanpassing op soveel gebiede en een van die eerste dinge wat met ons gebeur. Ons het Vrydag aan 'n braaivleis gehou of pizza geëet en ons was so 8 volwassenes wat 'n vriendskapverhouding gebou het. Ons was 2 getroude paartjies, daar was 2 ongetroude meisies met kinders en dan was daar 3 jong manne. En een Vrydag aand toe ons nog so lekker sit en pizza eet en nagmaal hou,
toe drop die Here, toe laat val uit die gedagte in ons midde. Wat van 'n kommune? Kom trek julle nie saam in nie. Gooi julle finansies saam, gooi julle meubels saam, gooi julle tyd saam, gooi julle harte in een vertrek. En ons het in 'n huis ingetrek in Bronberg, in Centurion. En ek wil jou vra vanaand, hoe kry 'n mens 12 sardientjies in een sardientjieblik? Met olie. Hoe werk 'n huishouding in die koninkryksdimensie? Hoe werk 'n huishouding waar Jesus 24/7 saam met ons leef? Met olie. En skielik is ons 12 mense in een huis gegooi. Was 'n groot huis, groot erf. Daar was nie ruimtebeperkinge nie, maar tog was daar emosionele beperkinge. En daar trek ons 12 mense saam. Ek en Pat het nou net so 'n klein bietjie van ons honeymoon agter die rug en ek is op Bybelskool en hier moet ons alles deel. Eksamens. En in hierdie proses van ons saam bly en in hierdie uitdagings van ware self, man, ek doen dinge so. Die een vroutjie is hyperskoon en in die huis moes ons loop met, ons het dit taxi's genoem, goede onder jou voete, sodat jy nie die strepe trek op die plankvloer waar ons gebly het nie. En alles in die huis moet netjies en op sy plek wees. En die ander een het weer sulke geite en so het ons 12 mense. 3 kindertjies, 4 kindertjies. En ons het regtig nie geweet hoe om hierdie avontuur suksesvol te doen. En Jesus openbaar iets uit die woord aan ons, en ek wil dit vinnig vanaand met jou deel ter afsluiting. In ons gewone Bybel is daar 50 mekaars, dra mekaar se laste, ensovoorts. One another's, 50 one another's. Nou, as jy kyk na 'n Sondagoggend kerkdiens, dan kom hierdie 50 en jy plaas dit in die ruimte van 'n kerkdiensbelewenis en daar is omtrent 8 of 9 wat jy op 'n Sondagoggend kan toepas. Maar waar ons nou bevind in ons huise, met ons families, met ons geliefdes, kan al 50 toegepas word. En ek kom net met 'n uitdaging na jou toe. Kom ons kyk, hoe kan ons ruimte maak vir 'n onselfsugtige lewenswyse in die volgende paar maande. En leer dalk, ons ontleer daai eie ek en daai plek wat hy vir homself wil uitskrop. En ons kom op 'n plek waar ons regtig mekaar respekteer en mekaar liefhet en prakties met mekaar wees. Kom ek lees net 'n paar vir u. Johannes 13 vers 14. Johannes 13 vers 14. Was mekaar se voete. Wow. Dis nie net vir 'n kerkdiens of op 'n heilige. Was mekaar se voete. En prakties, as jy jou kind vra, hoe gaan dit met jou skoolwerk? Is jy besig om voete te was? Johannes 13:34, julle moet mekaar lief hê. En dan kom Johannes en hy sê dit 'n hele paar keer, ek gaan nie elke keer aanhaal nie. En wanneer jy die briewe van Johannes lees aan die gemeente, dan sê hy 1 Johannes 1, 1 Johannes 2, 1 Johannes 3, hy sê die hele tyd, julle moet mekaar innig lief hê. Hy bedoel, julle is nou Christene en dalk is daar nog iets wat oorgebly het van die ou lewe. Julle moet leer om mekaar regtig. Plaas die ander persoon eerste in jou lewe. Johannes 15:12. Julle moet mekaar lief hê. Kom ons gaan aan Romeine 12 vers 5. Julle is lede van mekaar. Julle behoort aan mekaar. Ek kan nie jou skade aandoen nie. Ek kan nie agter jou rug van jou dinge sê nie, want ek behoort aan jou. Ons is 'n liggaam. Ons is deel van mekaar. Romeine 12 vers 10. Wees hartlik teenoor mekaar. Philostorgos praat van 'n liefde wat omhels. Julle moet 'n liefde hê wat hartlik is. Dis lekker om jou te sien. Dis lekker om in die oggend wakker te word en te weet jy's in dieselfde huis. Romeine 14:13. Moenie mekaar oordeel nie. Jy weet nie waardeur hierdie persoon gaan in sy lewe nie.
Moenie mekaar oordeel nie. Kom ons wees prakties. Om jou lief te hê, jy's dalk nie in my huis nie, jy's dalk in 'n ander huis en ek het 'n selfoon en ek het WhatsApp. En ek kan vir jou sê, hoe gaan dit met jou? Ek verlang na jou. Dis om lief te hê. Of om te sê, ek kry dit in hierdie dae, soveel liefde van die gemeente. Oom Corneille, die Here het vir my hierdie skrif gegee vir jou. Dis liefde. Moenie mekaar oordeel nie. Joh, die Indiane het gesê, don't judge a man unless you've walked a mile in his moccasins. Ek weet nie waardeur ek kan jou nie oordeel nie. Romeine 15 vers 7 is 'n groote. Accept one another. Julle moet mekaar aanneem. Accept one another. Net soos jy is. Jesus het my aanvaar net soos ek is. Hy's besig om my te verander. Maar toe ek na hom toe stap op Sondag aand 29 Junie 1975, toe gooi hy sy arms om my en aanvaar my net soos ek is, Romeine 16:16. Groet mekaar. Stuur 'n boodskap. SMS, WhatsApp. 1 Korintiërs 7 vers 5. Groot toets op hierdie stadium. Onttrek nie van mekaar nie. Onttrek nie van mekaar nie. Moenie isoleer nie. Moenie, dit gebeur in 'n huis ook. Jy doen iets wat my irriteer en nou raak ek stil en ek onttrek. Moenie onttrek van mekaar nie. Kan ek jou uitdaag om jou WhatsApp rekening in die volgende week op te stoot en betrokke te raak by iemand? Iemand wat jy dalk Heilige Gees jou aan kan herinner wat op die stadium alleen is. 1 Korintiërs 11:33. Wag vir mekaar. Dis in die konteks van die nagmaal. Moenie elke ou sy eie ding doen nie. Wag vir mekaar. Gee ag op mekaar. Ons hardloop nie almal teen dieselfde snelheid nie. Miskien moet ek vir jou wag. Miskien is dit tyd dat ek jou 'n bietjie abba. Wag vir mekaar. Galasiërs 5:13. Galasiërs 5:13. Dien mekaar. In die konteks van voete was. Dien mekaar. Hoe kan ek jou lewe? Kan ek gaan gou-gou 'n bietjie Spar toe. Kan ek vir jou melk en eiers koop? Is daar ietsie wat op jou lys is wat ek vir jou kan doen? Jakobus 4 vers 11. Moenie van mekaar kwaad spreek nie. Is nie 'n tyd om mekaar agter mekaar se rug te bespreek nie. Inteendeel, die teenoorgestelde gees hier gaan wees. Stuur vir iemand met wie jy dalk 'n klein bietjie van 'n krisis het. Stuur vir daai persoon nou 'n boodskap en sê ek mis jou. Ek bid vir jou en bid dan regtig. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste. Ek het nou net vanoggend gesien, een van ons geliefde sissies, Ilsetjie se mamma is laasnag oorlede. Dra mekaar se laste. Stuur vir Ilse, Piet en Ilse Bester. Stuur vir hulle 'n boodskap. Hebreërs 10:24. Gee op mekaar ag. Dis een van die grootste dinge wat ons nou kan doen. Kom voor die Here in jou stilte tyd. Dit is so kosbaar. Die ouers vertel my wat se stilte tye hulle hou. Dan vra ek vir iemand, weet jy dat so en so is in die hospitaal? Nee, ek weet nie. Praat die Here nie met ons nie. Laat toe dat die Heilige Gees met jou praat. Dat self, ek wil 'n woord vir myself kry. Vra die Heilige Gees vir 'n woord vir iemand. Ag, ek wil jou seën. Ek doen hierdie diens vanaand vir een rede. Ek wil jou laste dra. Ek wil vir jou kom sê, selfsug het nie meer 'n ereplek in ons lewens nie. Ek wil vir jou kom sê, ons moet mekaar dien. Ek wil vir jou kom sê, ons moet mekaar vurig lief hê. Ek wil jou kom sê, ons moet mekaar aanvaar. Ek wil jou kom seën. Mag jy in jou huis vanaand liefde ervaar. In Jesus naam. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes
comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep